Ek wil met u praat oor 'n saak wat my hart geraak het. Die Here het persoonlik met my daardeur gedeel en dit gaan oor die wapen van ware aanbidding. Die teksgedeelte kom dan daar uit Handelinge uit. Nou baie gelowiges sien aanbidding net as hierdie praise and worship wat ons nou net gehad het. Baie sien dit net as hierdie paar liede wat ons gesing het. En ja, dit is lekker om die Here te aanbid en sy grootheid groot te maak, sy naam groot te maak. Dis 'n vreugde in ons hart, maar ook so is dit vir ons op die einde van die dag koneksie met ons God. Amen. As ek kyk na ons praise and worship, moet ons weet dat praise and worship is meer as net daai liede. Praise and worship is ook jou gebede. Praise and worship op die einde van die dag, aanbidding, is dan ook jou wandel met die Here. Ook jou woord, kennis, die woord wat jy ingaan. En jy sal sien dat in hierdie gedeelte waarvan ek praat, die Here kom by Silas, by Paulus, Timoteus was vir 'n ruk saam met hulle gewees. En ek kom agter hierdie stelling in die skrif is aanbidding 'n wapen. Vir my en vir u is die skrif, is die gebed en is die liede wat ons sing, die lofliedere wat ons tot God bring. Dit is ons wapen. Ek gaan meer uitbrei oor hoekom dit 'n wapen is later. Op Paulus se tweede sendingreis, saam met Silas, kom hulle en hulle het Timoteus gekry, hulle het Timoteus, wat eintlik 'n Griekse pa gehad het hulle Timoteus besny en gesê, ja, net sodat die Jode wat in die area is, dit kan respekteer en kan sien, en ons kan sien, Timoteus het selfs ook 'n brief geskryf. Die Heilige Gees verhinder hulle wel om na Asië te gaan. En hy sê, moenie daar die woord verkondig nie. Hulle kom toe daarso by Messia aan. Maar ook daarso wou die Here nie hê moes hulle die woord bedien nie. So toe gaan hulle verder na Betanië, waar die Gees hulle weer verhoed het en nie toegelaat het nie. Partykeer luister ons nie as die Gees van die Here met ons deel en met ons praat nie, en vind ons onsself in situasies en omstandighede wat ongemaklik is. Maar as die Heilige Gees jou lei, sal hy die deure oopmaak. Onthou daai stelling. Hulle reis toe verder, verby Messia en kom toe by Troas aan. Nou daar in Troas kry Paulus 'n visioen. 'n Macedoniër verskyn in sy visioen aan hom en vra vir hom, kom help ons. Baie keer praat die Here met ons en die Heilige Gees lei ons, dat iemand is in nood, iemand se naam kom in die gedagte, terwyl hy besig is om in te bid, terwyl hy besig is om in te tree. Terwyl ek en Amila gister hier in die kerkgebou was met die biduur, kom name net op. Nou gewoonlik gebeur dit met haar. Gewoonlik is sy die ene wat bid, en ek gaan nou 'n bietjie grappig daaroor wees, maar die erns van dit is, my vrou het so 'n lys. Sy bid vir Kosie en vir Sari en vir Marie en vir Pietie en vir you name it. Sy het so 'n lange lys. En gister toe ek begin inbid en ek begin in te tree vir die gemeente en vir ons en vir vriende, vir familie, kom die name by my op, een na die ander. Toe's my lys so lank. Want die Gees het my gelei, tree in, tree in, tree in. Paulus besluit toe, hulle gaan na Macedonië toe. Hy glo dat die Here het vir hom gesê, dat jy moet soontoe trek. Daai visioen wat jy gehad het, daai beeld wat jy gehad het, daai Macedoniër wat aan jou verskyn het, werk toe in sy hart, en hy voel, die Here stuur ons soontoe. Hulle kom toe daaraan, in die kolonie van Macedonië, in die dorp Filippi. En in Filippi sien hulle toe vir Lydia.
En vir Lydia bid hulle toe, en hulle gee vir haar die woord, en sy en haar hele gesin word gedoop, en halleluja, die evangelie is uitgebrei. Maar terwyl hulle daar was, nou hulle was 'n paar dae daar gewees, kom daar 'n meisie. En hierdie meisie volg hulle, waar ook al hulle gaan. Nou wat sy gesê het ek oorspronklik gedink, maar as ek nie gelees het wat die vers vir my sê nie, dan sou ek gedink het, maar dis mos reg wat sy doen. Hierdie meisie kom, en sy sê toe vir hulle hierdie volgende, vers 16. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons te, wat vir haar eienaars deur swaar waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Nou vir my is dit nice. Dis goeie woorde hierdie. Wat is die probleem? Die probleem was gewees dat nadat sy vir 'n paar dae lank gedoen het, het dit aan Paulus geopenbaar dat hierdie gees wat hierdie boodskap gee, wat hierdie woorde gee, kom nie van God af nie. Dis 'n waarsêende gees. Vers 18. Kom Paulus. Hy draai om. Ek dink in my taal. Stevens Amplified. Hy het hom goed vererg vir haar. En hy draai toe om en hy sê vir haar, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan. Hy beveel daai gees om uit haar uit te gaan, want dit is 'n waarsêende gees. Dis nie God se gees nie, dis die ware gees nie. Hulle kry toe sterk teenkant, ding van die meisie se eienaars. Want soos ons vers 16 en 17 gelees het, staan daar sodat hulle het wins uit hierdie dame gemaak. Sy was 'n waarsêer gewees. En hierdie eienaars raak toe kwaad. En hulle sê toe, ja, dat hoor hierso, hierdie is 'n klomp Jode wat aan ons, die Romeine, kom verkondig, goed wat ons nie hoef te aanvaar nie. En hulle sweep die skare op. En met die wat hulle die skare opsweep, word Paulus hulle toe gevange geneem. Paulus en Silas is onregverdig beskuldig en aangekla van burgerlike opstand. Gekneus en gewond word hulle in die tronk gegooi. Maar nie waar nie, in die binnesel. Die binnesel beteken dat daar is selle om hulle. Daar is goed om hulle. Hulle het geen lig nie. Hulle het geen krag nie. Hulle het geen mag daar nie. Hulle sit daar so vasgebind, vasgeboei. Die pyn moes ondraaglik gewees het. Die onregverdigheid kon hulle woedend gemaak het. Ek weet hoe ek voel as ek van iets beskuldig word wat ek nie aanskuldig is nie. Dit is nie 'n gemaklike plek om in te wees nie. Die sleutelgedagte wat ek so ver het is, wat jy doen in jou donkerste tyd, wys wat binne in jou leef. Punt nommer 1 wat ek gekry het. En onthou as ek praat van aanbidding, praat ek van gebed en ek praat van lofsange. Saam is dit die aanbidding. Aanbidding is 'n keuse. Dis nie 'n gevoel nie. Vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Dit is middernag. Dit is donker. Dis heel moontlik koud. Hulle was in pyn gewees. Dit was nie in gemak nie. Hierdie manne kies tog om te bid en lofliedere te sing. Ten spyte van. Gebed word beskou as 'n kragtige geestelike wapen
wat dikwels beskryf word as 'n onsigbare hulpmiddel, wat in geestelike oorlog jou kan deurdra. Dit bestry boosheid. Dit gee vir jou krag. Maar ook so kan dit die situasie beïnvloed. Jakobus 5:16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige dra groot krag. Amen. As my vrou lief begin ernstige, vurige gebed intersessie doen en sy's besig daarso met oorlogvoering, dan gaan ek partykeer en ek kies eerder om by die swembad te gaan sit. Want as sy kragtig begin bid, dan kan ek voel dat dit wat besig is om te gebeur, wil ek nie steur nie. Dit wat sy besig is mee, wil ek nie in teenstand kom nie. Gebed is nie 'n laaste uitweg nie, maar 'n proaktiewe strategie vir gelowiges, wat as 'n lang afstand middel en wapen gebruik kan word. U kan hier sit en 'n persoon wat in Nieu-Seeland of in Australië is, kom by jou gedagtes op en jy kan intree vir hulle, jy kan inbid vir hulle en hulle stuur vir Here 'n boodskap. Die Here het my regtig deur 'n situasie gedra waar dit gaan om dat u intree. Dit gaan oor dat u hulle noem. Die Here lê dit op jou hart om in gebed te verkeer, sodoende 'n ander deur te trek, maar sodoende ook jou situasie te kan verander. Of jou denke daaroor te verander. Dalk het hulle Jesus se gebed gebid. Dalk het hulle daarso gesit en hulle het gesê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hulle het tog Jesus se woorde gehad. Dit is oorgedra van apostels na disippels toe. Ek dink hulle het dit al gehad, pastoor, dat hulle omgedraai gesê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, en nou gaan ek deur hierdie dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Ek wonder of hulle dalk tenorstemme gehad het, of hulle dalk baritonstemme gehad het. Wonder of hulle basstemme gehad het. Ek wonder of hulle kon harmoniseer. Ek wonder wat hulle gesing het. Heel moontlik het hulle Psalm 23 gesing, want hulle het tog Dawid se geskrifte ook gehad. Miskien het hulle gesê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Amen. Dalk. Baie goeie vers, baie goeie lied sal ek sê. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Dalk was dit wat hulle uitgeroep het. Gesê het, U is die ewige God. U is die kragtige God. U is die een wat ons deurdra. Vasgeboei, bene vas in blokke, arms vasgemaak. Kon hulle ook soos die een Psalm gesê het, met my arms omhoog, Here, loof ek U. Aanbidding is nie gebaseer op die omstandighede nie. Aanbidding is gebaseer op die openbaring. Enige kan aanbid wanneer dit goed gaan. Maar ware aanbidding word gewys in jou swaar kry. Juis wanneer dit moeilik is. Juis wanneer jy dit nie verstaan nie. Juis wanneer dit voel ek kan nie.
Aanbidding. Wat is jou middernag op hierdie oomblik? Wat se kettinge hou jou vas op hierdie oomblik? Gaan jy kla? Of gaan jy bid tot God en hom aanbid? En sê Here, ten spyte van. Aanbidding beïnvloed ook ander. Vers 25, die B-gedeelte. En die gevangenes het na hulle geluister. Hulle gebede en lofprysing het 'n getuienis geword. Dit het nie net vir hulle daar gewees om hulle te bekragtig nie, maar dit was ook daar vir die ander wat in hierdie tronksituasie is, vir ander wat ook vasgeboei is, maar ook vir die soldate wat hulle opgepas het. As ons hierdie hoofstuk bietjie vroeër ingaan in die verse, sal ons sien dat die opdrag was gegee, julle moet hulle goed bewaak. Almal in die tronk was geraak gewees. Daar is mense saam met u in situasies. Daar is mense wat kyk na u in u situasie, wat u nie van weet dat hulle ook situasies het nie. En dit raak hulle ook aan. Jou aanbidding is nooit net persoonlik vir jou nie. Dit beïnvloed jou familie, jou kerk en jou omgewing. Mense kyk hoe jy reageer in jou omstandighede. En ja, ons is mens. Selfs ek verloor my meer. Selfs ek word ongeduldig. Selfs ek kan bely voor die Here, maar Here, ek is mens, ek het foute, ek het karakter, eienskappe binne in my, wat my net 'n mens maak. Maar dan gaan ek terug na God toe en ek bely, en ek gee dit vir hom. En mense sien dit. Mense sien hoe jy reageer. Mense sien hoe jy optree. Jou gebede en lofprysing kan iemand anders se vryheid ontsluit. Dit kan 'n ander deur hulle omstandighede dra. Dit kan 'n ander een verlos. Aanbidding breek kettinge. Watter ketting jy ook al in die lewe het, wat se omstandighede jy het. Vers 26 sê, en skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit word, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal het losgeraak. Nie net Silas en Paulus nie, almal. Al die deure het oopgegaan. Al die kettinge is verwyder. Aanbidding, gebed en lofprysing het 'n hemelse reaksie veroorsaak. In u omstandighede, hoe ook al dit gaan, kan daardie gebed wat u doen, daardie lofprysing wat u doen, kan op die ouene van die dag 'n hemelse reaksie aflok. Ons bid vir herlewing. Is jy in gebed? Is jy besig om te lofprys? Die aardbewing was nie toevallig nie. Dit was 'n goddelike ingryping. Hoeveel van u sit vanmôre hier en sê ek het 'n goddelike ingryping nodig? Ek is die eerste een wat my hand opsteek en sê, Here, ek het 'n goddelike ingryping in my lewe nodig, in my finansies nodig, in my werksituasie nodig, in my geloof in u nodig. Want alleenlik deur u kan ek dit doen. In my eie mag en in my eie krag sal ek dit nie kan doen nie. Ek sal vou. Maar met u, Here, loop ek 'n bendestorm. Aanbidding breek geestelike gebondenheid. Vernietig onderdrukking. Dit nooi God se krag in jou lewe in.
kettinge reageer nie op paniek nie. Ek het al gesien, as hulle jou vasbind, dan draai hulle daai toue om jou. Speelietjie wat ons gespeel het. Die ou wat die kalmste was, wat die tou die heeltyd gevolg het vinniger losgekom, as ons, wat paniekbevange rondgeskarrel het, om te probeer loskom uit hierdie toue uit. En vandag, die les wat ek daar geleer het, gebruik ek om my kleinkinders te help, as hulle kettingkies wat hulle dra, gekoek raak. Want hulle sê, ouma los, oupa het die geduld. Min wetende, dit gaan oor 'n les wat ek geleer het. Oupa is eintlik 'n baie ongeduldige mens. Maar ek het geleer, Here gee vir my daai selfbeheersing. Here gee vir my daardie insig. Gee vir my daardie kalmte. Lewensles wat ek geleer het, wat die Here my toegelaat het, dat ek kon leer om kalm in gebed en met lofprysing al hierdie boeye van die vyand, al hierdie kettinge wat die vyand teen jou gebruik, los te maak, te skeer. Sommige deurbrake kom nie net deur gebed nie, dit kom ook deur lofprysing, onthou dit. Baie keer is dit net nodig dat u gaan stil sit en u moet sê, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Without you, Lord, I could not do it. Here, sonder u kan ek dit nie doen nie. Aanbidding lei tot redding. Vers 27 tot 34 lees. En die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. Paulus roep uit, moenie jouself kwaad aandoen nie. Hoeveel keer moet ons vir onsself sê, moenie jouself kwaad aandoen nie. Baie keer raak die omstandighede so erg, dat jy voel, jy kan nie meer aangaan nie. Dis nie meer die moeite werd nie. Vers 29, en toe hy lig, in die Amplified noem hulle dit torches, gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer, en hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou gesin, huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig, en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem, hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop. Hy en sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis, en sit hulle 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Daardie wag, daardie soldaat, wat hulle moes oppas, het gedink, dit is verby met hom. Die keiser gaan hom definitief hiervoor verantwoordelik hou. Maar Paulus en Silas en alle gevangenes is nog binne, en hulle sê, nee, wow, ons is hier. Ons hardloop nie weg van ons omstandighede af nie. Ons gaan kruip nie weg nie, want ons dien 'n lewende God, ons is almal nog hier. Ek wil my verstout en vir die vyand sê, vyand, ek is nog hier. Jy kom en jy val my aan, ek is nog hier. Jy kom en jy wil my beswadder, ek is nog hier.
Jy kom en jy wil my nog in kettinge hou, maar God het my bevry, maar ek is nog hier. Staar daai vyand in die oë met die woord van God, wat die swaard is, wat die wapen van die Heilige Gees is, en gee hom woord. Dit is wat Paulus en Silas gedoen het. Hulle het woord gegee, hulle het woord gebid, hulle het woord gesing. Die resultaat is, wat moet ek doen om 'n Christen te word? Baie mense vra jou, wat moet ek doen om 'n Christen te word? Die antwoord is, neem die Here Jesus Christus aan as jou saligmaker. Gaan dan heen, maak disippels van elke nasie, elke volk en elke taal, en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle. Hy en sy huisgesin word gered. Hy en sy huisgesin word gedoop. Aanbidding skep 'n atmosfeer vir 'n ontmoeting met God. Wanneer God beweeg, word mense gered. Jou deurbraak is nie net vir jou nie. Jou deurbraak is vir jou familie. Jou deurbraak is vir jou mense by jou werk. Jou deurbraak is vir mense by jou huis. Jou deurbraak, dan nie is vir die mensies daar so in die ouer huis. Jou deurbraak op die ouene van die dag, Pieter, is vir daardie manne wat onder jou werk, wat elke dag kyk en elke dag sien. Jou deurbraak is van die Here. Ellen, vir daardie manne wat onder jou werk. Vir elkeen van ons, met die mense met wie ons deel. Elke keer as ons werk toe gaan. Elke keer as ons met ons familie deel, elke keer as ons in die huis van die Here inloop, elke keer as ons by vriende se braais is 'n geleentheid om te wys dat God is die ware God. Aanbidding bring dan op die einde van die dag regverdiging. Nou dit is iets wat my vrou vir baie lank gesoek het. Toe ons kind op 18 oorlede is, het sy elke liewe huisgenoot, elke liewe beeld, elke liewe rapport, waar daar 'n geval was van iemand wat afgesterf het sy uitgeknip, sy het naderhand omtrent 5 dik leers gehad, wat sy deurgewerk het en hierdie sake opgevolg het, want in haar hart het sy regverdigheid gesoek. Sy het die geregtigheid daarin gesoek, dat jy 'n kind aan die dood moet afstaan. Totdat sy op 'n dag gekom het, en die Here met haar gepraat het, en die Here vir haar gesê het, vat al die leers en gooi dit weg. Raak ontslae daarvan. Ek is jou geregtigheid. Ek sal jou weer regverdiging gee. Jou antwoord kry jy nie hier op aarde nie. Jou antwoord kry jy nie by mense kennis nie. Jou antwoord lê partykeer nie eers by medisien nie. Dit lê om in te tree vir daardie dokter. Dit lê om in te tree vir daardie sielkundige. Dit beteken dat ek en u moet hulle opdra aan die Here, dat hulle die insig, die wysheid en die kennis sal gebruik om juis ons reg te kan dokter. En dan kan ons ook bid, Here, in u wil. As dit u wil is, soos wat daar met my oog gebeur het, kan ons bid, Here, laat u genesing kom. En die genesing het gekom. Prys die Here. Vers 35 tot 40 lees. En toe dit dag word, stuur die regters die geregsdienaars en sê, laat daardie manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring. Die regters het laat weet dat julle losgelaat moet word, gaan dan nou uit en reis in vrede. Maar Paulus sê vir hulle het ons in die openbaar vir onveroordeeld geslaan. Ons was Romeinse burgers en ons in die gevangenis gewerp. En wil hulle ons nou in die geheim uitwerp? Volstrek nie.
Laat hulle self kom en ons uitlei. En die geregsdienaars het hierdie woorde aan die regters oorgebring en die het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek. En nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. Die owerhede het Paulus en Silas gevry. Hulle het gesê, julle is gevrywaar. Julle is losgelaat. Maar Paulus en Silas sê, julle het ons in die openbaar, het julle ons aangekla. In die openbaar het julle ons gegeesel. In die openbaar het julle vir ons gesê, dat ons is skuldig aan 'n saak wat ons nie aan skuldig was nie. Ons soek geregtigheid. Julle sal ons kom uitlei. Nie hierdie tronkbewaarder nie. Baie keer moet ons vir die vyand sê, gee terug. En jy gaan dit in die openbaar vergeld. Nou baie van ons soek daai geregtigheid. Baie van ons sal sê, yes, maar dit staan daar in die skrif, Paulus en Silas het dit gekry, en dit kom my toe, nee. Nee. Die Here kan sy wil in u lewe bring, en geregtigheid kan kom op sy manier, al is dit in stilte. Ons almal sal daarvan gehou het, om soos Paulus en Silas te kon gehad het, né? Ons almal sal daai geregtigheid wou gehad het. Maar baie keer kom geregtigheid juis in die stil van die nag. Wanneer die Here stil met jou praat en vir jou sê, moenie worry nie. Moenie jou kommer oor hierdie saak nie. Ek het dit klaar reggestel. Ek het klaar vir jou die pad gelyk gemaak. Want die eer kom nie die mens toe nie. Die eer kom God toe. Die owerhede moes sê ons was verkeerd. Hulle onreg was ontbloot. God verlos nie net nie, hy herstel ook. Aanbidding posisioneer jou vir goddelike geregtigheid. Of dit in die publiek gebeur, en of dit in privaat gebeur. Die Here bring sy wil in u lewe. Aanbidding is jou wapen. In pyn, in druk, in die tronk seisoen, waarin u uself kon gekry het. Wat gaan jy vandag deur? Wat 'n situasie het jy in jou lewe? Waar het jy nodig dat die Here vandag moet ingryp? Is jy stil? Of gaan jy God aanbid in jou storm? Moenie wag vir vryheid om te aanbid nie. Aanbid juis wanneer jy vas is. Aanbid juis wanneer dit donker is. Aanbid juis wanneer jy geboei is, wanneer jy geketting is, wanneer jy voel jy kan nie. Is dit juis die tyd wat jy aanbid. En jy sê sukkel om te bid. Pastoor het vir ons so baie mooi Onse Vader uitleg gegee. As jy dan sukkel in daai omstandighede en sê, ag Here, ek weet nie wat om te bid nie. Of vat jy daardie vorm en ons sê dit hier, ons kan dit uitdruk vir u. En jy bid hom, Onse Vader wat in die hemel is. En jy besef die grootheid van God. Jy besef die almag van God. Laat u naam geheilig word. En net in daardie naam kan jy juis die name van die Here soos wat dit daar vir ons neergeskryf het, kan jy aanhaal. En jy kan sê, hy is die voorsiener, hy is die geneesheer, hy is die verlosser, hy is die een wat vir ons die deure oopmaak, hy is die ene wat ons sien. En jy kan deur daardie Onse Vader, glo vir my,
Ek het dit gedoen. En teen die einde van daardie gebed, toe ek al 2 ure binne in my studeerkamer, waar ek net besig was om te bid, en die Here groot te maak, en die Here net dankie te sê, vir dit wat hy gedoen het. Moenie wag vir vryheid nie. Doen dit juis wanneer dit ongemaklik is. Aanbid totdat die vryheid kom. Amen.